In vandag se les gaan ons bietjie begin kyk na die oplos van vergelykings. Nou die eerste tipe vergelykingkie waarna ons gaan kyk, is 'n lineêre vergelyking. Nou wie kan vir my sê wat is 'n lineêre vergelyking? 'n lineêre vergelyking is 'n vergelyking waarin die hoogste mag van die onbekende wat jy moet oplos 1 is. Ons praat ook daarvan as 'n eerste graadse vergelyking. Nou as ons kyk na 'n eerste graadse vergelyking, dan het 'n eerste graadse vergelyking een unieke oplossing. Met ander woorde, vir jou antwoord van die onbekende kry jy slegs een antwoord. Byvoorbeeld, die vraagie wat hulle sal vra sal wees los op vir x. Gewoonlik gebruik ons maar x. Dit kan enige iets wees of los die veranderlike op. Maar in algebra werk ons maar meestal met die x. So as ons kyk na hierdie vraagie, dan kry ons 2x plus 3 is gelyk aan 11. Goed, nou wat is ons uiteinde? Ons moet vir x bepaal. So die plan wat ons moet maak is om vir x alleen te kry aan een kant. Julle het hierdie werk al van graad 8 af gedoen, so dit moet nie vir julle vreemd wees nie. Om x op te los, gaan ons die 3 oorvat na die linkerkant toe. As die 3 oorgaan na die linkerkant, verander hy van 'n plus na 'n minus. Kom ons hersien net gou weer die rede vir dit. As ek het 2x plus 3 is gelyk aan 11, ek wil x alleen hê, wat ek eintlik gaan doen, is om nou 3 af te trek hier aan die linkerkant, want plus 3 minus 3 gaan vir my 0 gee. Maar ek kan niks aan die linkerkant doen wat ek nie aan die regterkant ook moet doen nie. Daarom kry ons dan ons antwoord van 2x is gelyk aan 11 minus 3. Onthou nou, dit is nou maar net sommer die verduideliking van hoekom ons by die kortpad uitgekom het om te sê, ons vat die 3 oor die is gelyk aan en dan verander hy van teken. Goed, so nou het ek 2x is gelyk aan 11 minus 3 wat 8 is. Onthou ek wil x alleen hê, so nou moet ek nog gaan deel deur die koëffisiënt wat voor die x staan. 2 gedeel deur 2 gee mos nou vir my 1, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry my antwoord van x is gelyk aan 4. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. As ons byvoorbeeld het 3x minus 2 is gelyk aan 7. Nou goed, wat is die eerste ding wat ons moet doen? Ons moet vir x alleen kry. Daarom vat ek alles wat nie x het nie, oor na die ander kant toe. Goed, met ander woorde, ons sien alles wat nie x het nie, gaan die minus 2 wees. So die minus 2 vat ons oor na die regterkant toe. Nou kry ek my 3x is gelyk aan 7, onthou die minus gaan oor, dan word hy 'n plus 2. So ek kry nou 3x is gelyk aan 7 plus 2 is 9. So wat het ons gedoen? Ons het bietjie vereenvoudig, né? Wat moet ek nou doen? Nou moet ek gaan deel deur die koëffisiënt van die onbekende. Wat ek links doen, moet ek regs doen. En ek kry my antwoord x is gelyk aan 9 gedeel deur 3 wat vir my 3 gee. So wat het ek in die stappie gedoen? Ek deel deur die koëffisiënt van die onbekende.
En onthou nou, ons het nou gesê, jy het slegs een unieke antwoord. So julle kan nou sien, in hierdie gevalletjie is die enigste getal, waarde vir x, wat hierdie vergelyking gaan oplos, gaan wees as x gelyk is aan 3. En kyk, as ons nou ons getalletjie instel, dan het ons 3 maal 3 minus 2, en dit gee vir my 9 minus 2, en dit gee vir my 'n antwoord van 7. Met ander woorde, x het daai een unieke oplossing. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Nog 'n voorbeeldjie van los op vir x. Ons het minus 5x plus 4 is gelyk aan 14. Wat is ons eerste stappie wat ons doen? Ons kry die term met x alleen. Goed, met ander woorde, as ons hom alleen moet kry, beteken dit ons gaan die plus 4 oorvat na die regterkant toe. So ek kry minus 5x is gelyk aan 14 minus 4. Nou gaan ek daai klein bietjie vereenvoudig werk doen, né? Wat is die vereenvoudiging? Minus 5x is gelyk aan 14 minus 4 wat 10 is. Volgende stappie wat ek moet doen, is ek deel deur die koëffisiënt van die veranderlike. Goed, so in hierdie geval is my veranderlike ook nou x. So wat is my koëffisiënt? Die koëffisiënt is die getalletjie wat voor die x staan. Met ander woorde, ek moet deel deur min 5, deel deur min 5, want ek links doen, moet ek regs doen. So ek kry x is gelyk aan 'n plus gedeel deur 'n min is 'n min 10 gedeel deur 5 is 2. So my een unieke oplossing is x gelyk aan min 2. Ons kyk na die volgende voorbeeldjie. Ek het x plus 12 is gelyk aan 6 minus 3x. Goed, die eerste ding wat ons kry is al die terme met x na die een kant toe, né? Goed, so al die terme met x gaan ek na dieselfde kant toe vat. So in hierdie geval gaan ek my minus 3x oorvat na die linkerkant toe. As daai minus 3x oorgaan, dan word hy 'n plus 3x. In dieselfde asem gaan ons alles wat nie x het nie, na die ander kant toe vat. Goed, so alles wat nie x het nie, wil ons nou na die ander kant toe vat. So hierdie plus 12 het nie 'n x nie, so hy moet regs gaan. Dit word dan gelyk aan 6 minus 12. Goed, nou doen ons net ons algebra. Aan die linkerkant kan ons x's by mekaar tel. Met ander woorde, ons vereenvoudig alles, né? So, ons kan aan die linkerkant ons x's by mekaar tel. Ons het 1x plus 3x is 4x. Is gelyk aan 6 minus 12. Gee vir my, ek het 6 positiefes, 12 negatiefes. Ek het van die negatiefes die meeste en ek het 6 meer. Goed, nou is die volgende stappie wat ons moet doen, deel deur die koëffisiënt. Die koëffisiënt van die veranderlike, né? In hierdie gevalletjie is dit nou weer x. Met ander woorde, ek gaan deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is gelyk aan minus 6 op 4. En dan is dit nou altyd belangrik dat jy hom vereenvoudig ook. Met ander woorde, jy moet die ekwivalente breek van sy eenvoudigste vorm neerskryf. So, ek kan sê x is gelyk aan minus 3 op 2. Een van die algemene goed van 'n lineêre vergelyking is dat die oplossing gewoonlik uniek is. Met ander woorde, as ons byvoorbeeld mos nou het
5x plus 1 is gelyk aan 11, dan vat ons die enetjie oor, en dit word 5x is gelyk aan 11 minus 1, met ander woorde 5x is gelyk aan 10, en ons deel albei kante deur die koëffisiënt van die x, want wat ek links doen, moet ek regs doen, so ek kry x is gelyk aan 2. Met ander woorde, ek het 'n unieke oplossing. 'n tweede ietsie wat ons van lineêre vergelykings kan sê, is dat 'n lineêre vergelyking 'n onbekende aantal oplossings kan hê. Byvoorbeeld, as ons nou kyk wat ons vir x oplos, maar ons sommetjie sê nou vir ons 2x plus 3 is gelyk aan 2x plus 6. Nou kyk wat gebeur nou. As ek nou gaan die distributiewe wet toepas deur te sê my hakkies te verbyder, dan gaan ek kry 2x, en dan as ek nou die 2 vermenigvuldig met die 3, dan kry ek 2x plus 6 is gelyk aan 2x plus 6. Goed, nou jy kan eintlik nou hier ook gaan sê, jy hoef eintlik nie hier verder te gaan nie, want wat sien jy? 2x plus 6 is tog dieselfde, my linkerkant is gelyk aan my regterkant. As jy nou nog verder wonder oor dit, en jy het nou nog die bewerking gedoen, dan gaan jy sien wat gebeur nou. As jy nou die vergelyking verder opgelos het, en jy het nou gesê, jy vat die 6 oor na die regterkant toe, en jy bring die 2x oor na die linkerkant toe, dan kry jy 2x minus 2x is gelyk aan 6 minus 6, so jy kry 0 is gelyk aan 0. Maar jy kan hier al gesien het, jy kan in hierdie kant al gesien het, maak nie saak wat die waarde van x gaan wees nie. Enige ietsie, met ander woorde, ons kan hier sê, dit is waar vir alle waardes van x. Met ander woorde, ek sê x is 'n element van reële getalle. En kyk, dit maak tog nou mos nie saak watter waarde x is nie. As jy x gaan kies, sê maar x is gelyk aan minus 10, dan gaan jy kry 2 maal minus 10 plus 6 is gelyk aan 2 maal minus 10 plus 6. En dit gee vir my minus 20 plus 6, wat minus 14 is. Aan die regterkant kry ek ook minus 20 plus 6, wat ook minus 14 is. En minus 14 is toch altyd gelyk aan minus 14. So, wanneer jy hierdie gevalletjie kry, dan gaan jy net skryf, daarom is x 'n element van reële getalle. Nog 'n algemene kenmerk of eienskap is dat 'n lineêre vergelyking kan wel ook geen oplossing hê. Met ander woorde, as ons gaan kyk na 'n vergelyking wat byvoorbeeld die volgende lyk. Ek het 2x plus 1 is gelyk aan 2x plus 2. Nou wat gebeur nou? Jy kan sien, as jy kyk na jou linkerkant en jou regterkant, het jy jou 2x'ie? Het jy jou 2x'ie aan jou linkerkant en aan jou regterkant? Maar as jy nou die bewerking gaan doen, 2x plus 1 kan mos nou nooit dieselfde wees as 2x plus 2 nie. Daarom het jy geen reële oplossing. As jy die bewerking wil doen soos wat ons nou gekyk het daarna, dan het ons mos nou, as ek alles met die x'e is aan die een kant, dan beteken dit ek gaan die 2x oorvat na die linkerkant toe, so ek kry
2x minus 2x is gelyk aan, en as ek die plus 1 na die regterkant toe vat, dan kry ek 2 minus 1, met ander woorde, 2x minus 2x gee vir my 0, en 2 minus 1 is 1. Maar nou kan 0 mos nooit gelyk wees aan 1 nie. Daarom het hy geen oplossing. Baie belangrik by die oplos van lineêre vergelykings. Jy moet nooit 'n vergelyking deur 'n onbekende deel nie. Juis omdat jy nie weet wat die onbekende is nie. Want dit mag dalk 0 wees en deling deur 0 is ontoelaatbaar. Byvoorbeeld, as jy kry 8x is gelyk aan 12x en jy gaan deel nou deur die x'ie. Onthou, as ons nou deel deur x aan albei kante, ons weet nie of x nie dalk 0 is nie. Nou gaan ons kry dat 8 gelyk is aan 12, en 8 is mos nie gelyk aan 12 nie. Met ander woorde, nou sê jy, daarom is dit geen oplossing nie. Maar dit is nie waar nie. Wat moet ons doen wanneer ons so vergelyking kry? As ons het dat 8x gelyk is aan 12x, wat ons gaan doen is ons kry mos al ons x'e aan een kant. Met ander woorde, as ons nou al ons x's aan een kant kry, dan gaan ons kry 8x minus 12x is gelyk aan 0. Nou goed, as ek nou 8x minus 12x gee vir my, minus 4x is gelyk aan 0. Nou is my volgende stapie mos om te deel deur die koëffisiënt. Deel deur die koëffisiënt van x. Met ander woorde, wat gaan ek doen? Ek gaan deel deur minus 4 en ek deel deur minus 4. Met ander woorde, 0 gedeel deur enige iets gee vir my 'n antwoord van 0. So julle kan in hierdie geval sien dat die oplossing is wel x gelyk aan 0. So onthou dit, dat julle net nooit deel deur jou onbekende nie. Julle kan nou hierdie lesie inoefen deur julle huiswerk te voltooi. Maak seker julle verstaan alles mooi en geniet die wiskunde.